Pyne van vernuwing. Ons doen vanoggend so 'n inleidingkie oor die boek Hebreërs. Vir baie jare het ons in 'n groot huis gebly. En toe kom die dag dat ons die huis moes verkoop en in 'n klein eenslaapkamer woonstelletjie intrek. In 'n sekere sin was hierdie 'n nagmerrie ervaring, want in die ruim huis met sy 4 motorhuise was daar hoop spasie om dinge op te gaar. Dinge uit ons verre verlede. Ja, nie net my en Mosbolletjie se dinge nie, maar ook ons ouers se ou goed, selfs oupa Grootjie se goed. Daar was kaste en kaste vol onthoudinge uit toekasse jare. Baie daarvan sommer net gemors wat nooit ooit weer gebruik sou kon word nie. Ek en Mosbolletjie moes 'n besluit neem oor wat om te hou en wat om te verkoop, weg te gooi of weg te gee. Die spasie waarin ons sou trek was bitter klein, dus kon net die heel noodsaaklikste goed saamgaan. Glo my, dit was 'n treurmare. Hierdie moet ons hou, liefie. En waar gaan jy hom nogal sit? Boonop is dit dan al gekraak. Maar dis 'n onthouding. Ek sal plek vir hom maak. Berge goed is weggegee. Die kinderhuis was in die wolke en die Nelle se huis was daar ernstige huismoeles. Totdat ek en Mosbolletjie begin agterkom het hoe bevrydend dit was om van die spul ou bagasie ontslae te raak. Dis nie net wanneer jy trek, wanneer jy besluite moet neem oor ou oorbodige bagasie uit die verlede nie. Dikwels moet jy gaan sit en herbesin of jy ooit tred gehou het met die tyd. 1994 was so 'n keerpunt in Suid-Afrika en vir baie mense was dit uiters traumaties. 1994 het ons gedwing om anders of nuut te dink, want niks sou hierna meer dieselfde wees nie. Die vraag was, watter van my ou waardes moet ek saamneem? Meeste van ons moes al ons ou waardes agterlaat en nuut begin. Vir baie mense was hierdie vernuwing egter 'n reuse bevryding. In ons eie gemeente het daar al etlike male vernuwing gekom. Gemeenteleiers moes koppe bymekaar sit en vra, wat moet ons doen om ons gemeente lewendig te hou? In gebed moes ons die Heilige Gees vra om ons die regte pad te wys. Vir sommige mense was die vernuwing pynlik. Liedere het verander. Vir sommige lidmate het dit swaar op die oor geval, veral wanneer die ou gereformeerde liedere moes plek maak vir die meer moderne. Die gevolg van die vernuwing was egter elke keer baie positief vir die gemeente. Vandag is daar splinter nuwe dinge wat ons angsbevange maak. KI, terwyl kunsmatige intelligensie, klink vir ons soms na wetenskapsfiksie. So byvoorbeeld kan ChatGPT uiters positief gebruik word in die kerk indien dit reg bestuur word. Sien dit as 'n positiewe Godgegewe. Die eerste lesers van die Hebreërbrief het ook geleef in 'n snel veranderende wêreld en hulle moes aanpas. Hulle wou nog vashou aan die verlede, want soos almal mos weet,
is die verlede die goeie ou tyd en die hede die slegte tye. Maar is dit werklik? Uitgediende ou tradisies was deel van hulle lewens en hulle wou aan hierdie wurggreep vasklou. Die skrywer wou egter vir hulle wys dat dit bevrydend is om aan te pas by die nuwe bewegings van God se gees in hierdie veranderende wêreld. Mens kan jouself baie gou identifiseer met hierdie mense as jy begin agterkom hoe moeilik dit vir hulle was om as gelowiges staande te bly te midde van al die chaos wat rondom hulle ontstaan het. Baie kerkleiers wou met alle geweld terugkeer na die ou dinge, die gerieflike sekerhede van hoe dinge nog altyd was. Hebreërs wil egter vir die lesers en so ook vir jou en my vandag wys dat die verlede besig is om 'n nuwe en verrassende moontlikhede te ontwikkel. Neem jy hierdie brief ernstig op? Dan mag dit dalk net verander in van 'n knorrige, kermende klaarkous na 'n idealistiese, hoopvolle en liefdevolle toekomsmens, omdat jy Jesus nuut leer ken. Net enkele opmerkings oor die brief van die Hebreërs voordat ons hom aanpak. As ons die geskrif analiseer, kom ons agter dat dit eintlik glad nie 'n brief is nie, maar eerder 'n pastorale preek. En die skrywer, 'n profeet eendag vir sy studente gevra, wie het die apostel Paulus se brief aan die Hebreërs geskryf? Eintlik was dit 'n baie flou grappie, want dit was nie Paulus nie. Die feit is dat ons net eenvoudig nie weet wie die skrywer was nie. En aan wie was dit gerig? Ook hieroor is niemand seker nie. Ons kan maar net raai dat dit moontlik gerig was aan gelowiges in Italië, moontlik Rome, iewers tussen 80 en 90 na Christus. Ek nooi jou vandag uit om hierdie preek saam met my te kom geniet. Amen. Kom ons bid. Here, die ou dinge is verby. Help my asseblief om die nuwe wat U my gee met vreugde te aanvaar. Amen.